Here, ons vereer U vanmôre vir die naam. Here, daai naam bo elke naam, Jesus Christus. Here, want U is wonderbaar raadsman, Here, sterke God, ewige Vader, vredevors. Here, wat gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Here, is die onveranderlike Jesus. Vader, ek bid dat die Gees vanmôre sal beweeg en vaardig wees. Here, ek bid vir elke geopende hart vir die woord vanmôre. Here, seën U woord vanmôre. Here, dankie dat ons weet, U is ons krag, U is ons sterkte, U is die blinkmôre ster, U is die troos van Saren. En ons gee alle lof en eer van ons harte vanmôre vir U en ons eer U daarvoor. Amen. Jy kan die sitplek neem, baie dankie. Baie dankie Ben en die span. Ons waardeer julle. Ek wonder net hoe sal dit gegaan het as ons nie musiek gehad het nie. Ek dink dit sal nie so goed gegaan het nie. Hoe sal ons dan ooit die Here nie loof en hom prys en hom in sang aanbid nie? En my tema vanmôre, dink almal al gesien, alles buite jou beheer. Partykeer dink ons het alles in beheer, maar stellig nie, ons het nie. Ons het nie alles in ons beheer nie. Dinge gebeur in ons lewe. Ander mense, mediese kondisies, familie en kinders, en dan verander ons situasie in totaliteit, want ons dink ons het beheer oor ons eie lewe. Ons het ongelukkig nie, want is dan dinge wat buite beheer raak. Ek dink net altyd as die kinders uit die huis uit gaan, ek dink ons nou het ons alles onder beheer. Maar die wat kinders het wat uit die skool uit gaan, kom gou agter. Het werk nie heeltemal so nie. Hulle bly so bietjie in ma en pa se sakke. Dis nog nie klaar nie. Prys hom daarvoor. En ek trek so 'n stukkie uittreksel vanmôre uit Dawid se lewe uit, so stukkie vir stukkie. En ek dink Dawid was op 'n plek gewees waar hy stikkend was. Maar ek wil 'n bietjie uitlig vanmôre van die Dawid wat die koning van alle konings gedien het. En ek lees vanmôre die wat die Bybel vanmôre het, 1 Samuel 21 vers 10 af in die 53 vertaling. En Dawid het hom klaar gemaak en die dag van Saul af weggevlug en by Agis die koning van Gat gekom. Vers 13. Daarom het hy hom voor hulle oë kranksinnig aangestel en hom mal gehou onder hulle hand en op die deure van die poort gekrap en sy speeksel in sy baard afgeloop. Wat 'n gesig moes dit nie gewees het nie. Was hy al op 'n plek gewees waar hy moes kranksinnig hou? Ek glo nie. Wat 'n plek vir Dawid om te kan wees. En ek lees 1 Samuel 22 vers 1. En Dawid het daarvandaan weggegaan en ontvlug na die spilonk van Adullam. En toe sy broers en sy hele familie dit hoor, het hulle daarheen afgetrek na hom toe. En Dawid is op 'n plek alleen. En Dawid het gevlug as gevolg van Saul. Saul wat hom bly jaag, Saul wat hom bly, hy wil hom doodmaak. En ek dink hy's op 'n plek van moedeloosheid, en hy's 'n plek van stikken. Ek dink hy's teleurgesteld. Hy's absoluut teleurgesteld. Ek dink hy het gedink toe hy op daai plek is, Here, waar is U? En hy het gedink, Here, het die koningskap vir my gegee, maar ek is op 'n plek ver van die koningskap af. Jy sien, en hy kom daar by koning Agis, by die Filistyne, wat 'n plek om te wees. En ek dink hy het gedink, as hy by koning Agis is, sal dit dalk 'n bietjie beter gaan. En terwyl hy daar by koning Agis is, kom die dienaar van die koning na hom toe. Hy sê, is dit nie die koning van Israel nie? Is dit nie die koning nie? Hy sê, is dit nie hy
wat duisende verslaan het, maar Saul, hy sê, hy het duisende, maar Dawid 10.000 verslaan het nie, is dit nie hy nie? En ek dink daarom so groot skrik oor Dawid gekom het, want hy is op 'n plek, waar hierdie koning gaan doodmaak, as hy hom herken, want hy is dan nou die koning, die toekomstige koning van Israel. Jy sien, en Dawid raak beangs, en hy is op daai moment, waar dit nie meer 'n kenmerk van 'n koning is nie, maar 'n kenmerk van 'n koning wat verlore is, verstote is, moedeloos is. Hy is nie meer op hy plek nie. Wat 'n penarie om homself te bevind. En die koning sê vir hom, laat jy gaan. Wat soek hy in my koningshuis? En hy vlug van daar af, en dis waar hy gaan na die spilonk van Adullam. En toe hy in die spilonk is daar in Israel is, toe sê alleen, die koning wat van Israel koning moet gewees het, is totaal alleen. Het jy al op 'n plek gevind waar jy totaal alleen is, waar jy moedeloos is, waar jy gebroke is? Koning Dawid was daar gewees. En ons lees daarso dat hy in die spilonk gegaan het, en in Psalm 13, kan dit gerus gaan lees, is wat Dawid skryf oor sy spilontye, sy tye van slegte tye wat hy gehad het, sy spilontye. Hoor 'n bietjie stukkie uittreksel daarvan wat sê, hy sê, hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hy sê, hoe lank sal U aangesig vir my verberg? In 'n stukkie daar in vers 6 sê hy, maar ek op U goedertierenheid vertrou ek. Ten spyte van alles, dink ek koning Dawid het gedink, hierdie is nie die einde nie. Is nie die einde nie. En ons kom in volwassenheid as Christene, en ons kom op 'n laagtepunt, en ons wonder ons dink, het Jesus Christus my verlaat? Is hy weg van my af beweeg? Waar is hy? In ons volwassenheid. Miskien somtyds is dit op juist daai tye wat die Here ons nader en nader in hom trek. En ons dink hy wil verder en verder weggaan, jy wil jou nader trek in hom. Want jy sien, hy het 'n plan met jou lewe, hy het met elkeen 'n plan. En kyk 'n bietjie hierso, dankie Toinet. 1 Samuel 22 vers 2, terwyl hy in hy spilonk van verlorendheid is. Kyk wat doen die Here, hy sê verder het by hom vergader. Elkeen wat in benoudheid was, elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, elkeen wat verbitterd was, en hy het owerstes oor hulle geword, sodat daar omtrent 400 man saam met hom was. Die Here stuur nie vir Dawid profete nie. Hy stuur nie vir hom oud soldate nie. Hy stuur vir hom mense wat gebroke, verbitterd, moedeloos en stikkend was. En ek dink so by myself, maar waar is die profete nou? Waar is die mense? Sy huisgesin is nou by hom. Maar waar is die, toe hy vir Goliat verslaan het? Waar is daai mense, toe hy oorlog gevoer het en het oorwinning oor die Amalekiete en oor die Filistyne? Waar is hulle nou? Maar die Here stuur vir hom gebroke mense. Absoluut gebroke mense. Maar ek dink hulle, die Here het 'n plan gehad. En die Here kom, jy sien, ek dink daai mense is ook in benoudheid, en hulle het gehoor van die Dawid, die koning Dawid, wat sal koning word eendag, en hulle wil 'n stukkie by hom kom leer, en ek glo die Here bewerkstellig het so. Wat doen koning Dawid? Ek glo hy sal vir hulle geleer te sê, ken julle die God van Israel? Weet julle, ek het 'n Goliat verslaan, wat sê het my eie krag gewees nie, maar dit was deur God se krag gewees. Jy sien, en baie keer wil ons take, wil ons vir onsself vat, in plaas van dat ons dit vir die Here gee. En ons probeer ons eie gevegte begin ons geveg, wil ons veg. En Dawid besef skielik, terwyl hy hierso is, dat Saul agter sy ouers is, en hulle wil sy ouers doodmaak. En hy besef hy moet 'n ander plan maak.
En hy gaan en hy trek daarna koning Moab toe, op 'n ander deel, heeltemal 'n ander deel. En daar begin hy 'n stukkie rus te kry, en 'n stukkie vrede. Maar kyk hoe ironies is die Here. Dawid dink die Here het hom totaliteit verlaat. Die Here sê vir Dawid, hy sê trek Juda toe. En die Here gee vir hom 'n klein stukkie van die siening van 'n koning wat hy gaan word. Hy sê trek Juda toe, sodat jy nie van jou volk vervreemd moet word nie. Jy sien die Here kom en hy trek ons baie keer nader, sodat ons nie van hom vervreemd moet word nie. En hy sien die Here het 'n plan met hom, hy het nie vergeet van sy koningskap nie. Want ek dink Dawid het dit begin agtertoe skuif, en sy koningskap gaan ek nie ontvang nie, ek gaan dit nie kry nie. Maar jy sien die Here het 'n plan met Dawid, hy het 'n plan. En die Here herinner ons kort wie Jesus is. Kort herinner hy ons wie Jesus is. En Jesus sê, hy sê ek is 'n jaloerse God. En ons bly vergeet dat hy 'n jaloerse God is. Hy deel ons nie met die vyand nie. En Dawid kom weer op 'n plek waar Saul hom begin vervolg. En hy besluit, nee, ek gaan teruggaan na koning Agis toe. En ek wonder, terwyl ek hierdie leer, hoe is dit dat hy teruggaan na koning Agis toe? Maar jy sien, dit is als deel van God se plan gewees. Alles deel van sy plan. En terwyl ons moeg en moedeloos is die Here altyd hier daar vir ons. Nou trek koning Dawid na Agis toe. Nou is hulle 600 man. Dit is nie meer 400 nie. En ek probeer kyk in die woord van die Here waar die ander 200 vandaan gekom het. Maar ek sien dit nie. Maar ek dink die ander 400 het mense getrek na hulle toe. Het hulle 600 vas. Maar die Here bou eintlik koning Dawid se weermag daardeur op. Hy's besig om sy weermag op te bou. Manne is saam met hom, dat hy nie alleen is nie. En sien en Dawid met die vrouens en die kinders en met die manskappe trek hulle na koning Agis toe. En toe hulle daar by koning Agis kom, die sê ek wil nie in die stad woon nie. Hy stem toe saam, ek kan daar bly. Hy sê gee vir my die platte land. Nou wonder ek baie keer Mosselbaai, soos in die platte land. Daar is ook gevlug hiernatoe. Maar hy stuur hom platte land toe, sodat hy bietjie rustig kan word. En ek dink hy het so in sy agterkop gehad, ek gaan bietjie rustig wees hier in die platte land. Niemand gaan my pla nie. Maar in daai streek is daar ook Amalekiete. En hy verslaan hulle, en ek dink dit is deel van die koning wat hom voorberei het en gesê het, dis die rede hoekom jy mag bly. En Dawid met die 600 man gaan en hulle oorwin die Amalekiete. En al die byt wat hulle kry, bring hulle na hom toe. En hy in dit. Jy sien, Dawid begin nou, soos die mooi Engelse woord sê, complacent raak. Hy leef lekker hier in die platte land. Hy het nie sul wat hom jaag nie. En hy begin lekker rustig te raak hierso, want is nou lekker hierso. Hy het die manskappe en hy bly in die platte land. Hy bly in die platte land. Jy sien wat gebeur. Koning Dawid begin te vertrou op die mens. Koning Dawid begin op die koning van Agis staat maak. En koning Dawid is besig om sy oog van die Here af te haal. En gebeur dit nie met ons baie keer dat ons oog van die Here afhaal nie. En skielik is ons onder die beskerming van die Here af. En ons is weg, ons beweeg weg daaruit. En ons begin vir onsself te vra, hoekom? Hoekom, Here? En jy sien, hy is nou op hierdie plek. Hy is nou op hierdie plek waar hy te complacent is. En koning Agis sê vir hom, moenie bekommerd wees nie. Israel het jou eintlik nou vir my uitgegee. Hy sê Israel het jou gehaat gemaak en daarom is jy nou ook hier by my. Jy sal my onderdaan wees
En ek dink so vir myself, Agus, hoe kan jy dink dat Dawid jou onderdaan sal wees van God het 'n plan met hom? Hy moet nog sy koningskap gaan opneem. Hoe kan jy so dink? En hier kom 'n ander ding. En net toe Dawid dink is lekker hierso in die platteland. Hy's rustig. Niemand pla hom nie. Kom die skok aankondiging van koning Agus. Hy sê, jy moet saam met my trek, met die Filistyne ons gaan oorlog maak teen Israel. Ek dink op daai moment was Dawid in sy fondasie geskit gewees. En hy het gewonder, moet ek regtig teen my eie mense gaan veg? Jy sien, baie keer gebeur dat dinge in ons word geskok in ons fondasie. En ons verstaan nie hoekom nie. Maar jy sien, die Here het 'n plan met ons, laat hy ons kan nader trek. Hy wil ons naby ons hê. Hoekom wil hy doen? Want hy het 'n plan met ons om die ewige lewe te kan maal. Hy wil ons seuns en dogters maak van die lewende God. Dit was sy plan, dit is sy plan. En koning Dawid het nie 'n keuse nie. En hy gaan trek saam met koning Siklag om oorlog te gaan maak daar by die land van die Filistyne teen Israel. Maar kyk hoe bewerkstellig die Here vir koning Dawid. Toe hulle daar kom by die owerstes wat die oorlog aanvoer, hulle soek nie vir koning Dawid nie. Hulle sê, soek jou nie om saam te trek saam met ons nie, gaan jy terug. Jy sien, en die Here wys vir koning Dawid, ek is nog steeds met jou. Want as hy nou teen sy eie mense sou veg, hoe sou hy sy koningskap kom opneem, as hy alreeds in sy mense begin veg het? Hy sou heeltemal waarskynlik nie aanvaar gewees het as koning nie, maar die Here stuur hom terug, hy sê, hy gaan terug. Hy gaan terug. Jy sien, koning Dawid was amper op 'n plek gewees, waar hy absoluut net, op Agus vertrou. En hier gaan hy terug, en ek dink hy is baie, baie bly gewees. Want jy sien, hy gaan nou lekker lank daar in die flatlands bly. Hy gaan nou lekker rus. Want dit was nou lekker daarso. Die lot gaan veg teen Israel, hy gaan lekker alleen hier so wees. Maar stellig nie. En na 3 dae, het vat hom 3 dae om terug te gaan, na Siklag toe, in die platte land, wat Agus vir hom gegee het. En toe hy daar aankom, toe sy plek verbrand, sy vrou en kinders is weggevoer, en skielik besef hy, alles het weer verkrummel. Ek is op die plek waar ek nie meer beheer het nie. Ek het geen beheer meer nie. Niks beheer meer nie. Jy sien, soms val ons ook. En ons voel ons het geen beheer nie. Maar dis wanneer ons Jesus Christus ons fondasie moet hê, dat ons aan hom moet vashou, dat ons nie in ons geloof moet verlore gaan nie, dat ons nie sê, o Here, ek verstaan jou nie. Jy kan nie die Here verstaan nie. Jy moet in die Here glo, nie verstaan nie, gaan hom nooit verstaan nie. Jy sien hoe so, huil die manskappe, en hulle is verbitterd, en hulle is moeg en moedeloos, en ek dink hulle het gewonder, hoekom is ons koning Dawid volg, hoekom is ons Dawid volg, nou is ons vrouens weggevoer, en hulle hou 'n heerlike pity party, hulle huil, en hulle ween tot hulle nie meer krag het nie. Is dit nie ons ook het pity parties begin hou nie? En ons haal ons fokus totaal van Jesus af. Ons fokus word weggevat, want ons fokus nie op die koning van alle konings nie. En daar word baie benoud. Maar kyk wat doen hierdie manskappe. Kyk wat doen hierdie manskappe. Skielik draai hulle na Dawid toe, nou wil hom stenig. Hulle sê, ons gaan jou stenig, en hy hoor die murmurasie onder die manskappe. En hy besef, hy sal nou dringend iets moet doen. Baie, baie dringend. Jy sien, hierdie mense word verbitterd. Maar jy sien, verbittering is soos wortels in jou lewe. Dit begin jou te vernietig.
En kort voorlang sien jy's op 'n plek waar jy weg van die Here af is, as jy in verbittering raak. Is daar baie keer mense wat ook moeg en moedeloos voel, of is net ons wat baie keer so voel? Ons voel moeg en moedeloos. En Dawid voel verlate. En hy besef skielik, hy sal nou 'n plan moet maak. En hy besef, hy moet sy trane van selfbejammering, moet hy nou vergeet. Die put wat hy nou in is, moet hy vergeet. Hy kan nie meer daar wees, hy moet uit dit uitklim. En Dawid het 16 maande lank het hy daar so in die platteland gebly. 16 maande, meer as 'n jaar het hy gedink het hy in totaliteit rus. En ek lees, ons leen ons hopeloos te veel op mense. Hopeloos te veel op mense. Maar kyk wat sê die woord van die Here. Hy sê in Jeremia 17 vers 5, hy sê, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en sy vlees arm maak. Hy sê terwyl sy hart van die Here afwyk. Harde woorde wat in Jeremia gespreek word. Harde woorde. Hy sê, moenie op jou vlees die mens vertrou nie, terwyl sy hart van die Here afwyk. Want jy sien, sodra jy dit doen, dan begin die Here van jou weg te beweeg. Absoluut weg te beweeg. En koning Dawid besluit dis sulke tyd. Wat was die doel van alles, koning Dawid? Dawid moes sy oë afhaal van koning Agis. Hy moes sy oë afhaal van die mens. Hy moes sy oë afhaal van die omstandighede. Hy moet nou plan maak. My sien koning Dawid is die ene in wie die God van Israel sy koning is. En hy gaan na die Here toe, hy soek die aangesig van die Here. Hy soek sy aangesig. Maar kyk hoe mooi bid koning Dawid. Hy bid spesifiek. Hy sê nie, Here, sal U my help dat ek die oorwinning gaan behaal nie? Nee, wat sê hy? Hy sê, Here, sal ek hulle inhaal? Hy sê, Here, sal ek hulle dan kan verslaan? Die Here sê, gaan, die oorwinning is joune. En Dawid gaan. En sien, as ons bid met die oorwinning in ons gedagtes, met die oorwinning in ons hart, dat ons oorwinning sal behaal, dat ons nie sal twyfel nie. Ons moet nie twyfel nie. En Dawid gaan, en terwyl hy trek, en hy is agter hierdie manne aan, en hy trek toe hy hierso by die spruitkom van Besor, toe sê 200 man, ek is te moeg, ons is te moeg om te gaan veg, stuur die res. En Dawid besluit, alles het dalk miskien net, in my eie gedagtes, dalk net 50, sal die Here die oorwinning behaal. En hy gaan, en ons ken die verhaal, hy maak 'n groot oorwinning, en hy bring die byt na hom toe. Maar kyk die gesindheid van koning Dawid. Toe hulle daar kom, sê die 400 manne, alles is myne, onsin. Hy sê, nee, verstaan nie lekker nie. Ons deel gelyk op, tussen die 600, ons deel gelyk op, as die voordeel nie. My sien is die gesindheid van koning Dawid. Dink dis hoekom die Here hom so verskriklik lief gehad het. Hy het hom baie, baie lief gehad. Jy sien, baie keer wil die vyand jou aanval na oorwinning. Want hy wil jou oorwinning steel. Hy wil jou oorwinning steel wat jy behaal het. En kyk wat sê Saul. Hy sê, ek het sy goedheid en sy salwing erken. Hy sê, jy's regverdiger as ek. Hy sê, want jy het goed gedoen, terwyl ek in jou kwaad gedoen het. Is dit nie die gesindheid van 'n koning nie? Die gesindheid van die koning. Jy sien, die Here het vir Dawid laat ervaar al die ervarings, sodat hy hom kan leer, dat die God van Israel in beheer is nie hy nie. Hy het gedink, hy is baie keer in beheer, maar hy is nie. En die Here kom en hy berei sy koningskap voor, want hy moet nog koning van Israel word, maar hy moes hierdie lewenslesse moes hy geleer het.
Hy moes hierdie lesse geleer het, sodat hy sy koningskap kan opneem. Is dit nie ons nie, broer en suster? Is dit nie ons wat kom, en die Here gee vir ons lesse in die lewe? Hy vat ons met 'n pad, want die pad wat hy ons wil vat, wil hy nie ons moet verlore gaan nie, maar hy wil ons met die ewige lewe beerwe. En dis hoekom jy deur hierdie stadiums gaan met die leerskool. Jy gaan hierdie leerskool en die Here trek jou nader en hy bring jou nader, want hy wil hê jy met die ewige lewe beerwe. Dis hoekom hy dit doen. En ons is in die leerskool van die ewige lewe. En ek wil vir pastoor Let sê baie dankie, het vir my 'n kort, en ek gaan eindig 'n kort videoklip gestuur van 'n vrou. En sy sit in haar kar. En die man het die pistool teen haar kop. En sy vra vir die Here, Here, hoe nou? Ek is 'n kind van U en het die pistool teen my kop vandag. En sy hoor die stem van die Here praat tot haar. En die stem van die Here sê vir haar, kan ek jou vertrou, om op my te vertrou? Kan Jesus vanoggend op U vertrou? Kan Jesus op my vertrou vanmôre? En weer, en toe ek het hoor, toe sit ek 'n paar dae, wat ek met hierdie ding in my hart loop, en ek sê, Here, kan U my vertrou? Kan U my vertrou, Here, om U te vertrou, om elke saak waaroor ek gebid het op te los. Here, deur elke stryd wat ek gaan, waar ek moedeloos is, kan Jesus my vertrou? Kan Jesus elkeen van U vertrou vanmôre? Kan hy U vertrou vanmôre? Sodat ons hom kan vertrou soos ek oor Dawid, dat hy jou gebed sal verhoor, dat jy omstandighede sal verander, dat jy jou finansies sal verander, dat jy jou kinders sal verander. Vertrou U vanmôre, kan jy op U vertrou vanmôre, sodat jy op Jesus Christus kan vertrou. En ek moet so 'n bietjie introspeksie hou met myself en sê, Jesus, kan U my vertrou? Kan U my vertrou vir die sake waaroor ek bid? Kan U my vertrou? Is daar mense wat saam met my vanmôre wil staan? Ons sluit ons oë. Ons sluit ons oë vanmôre. En sê, Here, kan U my vertrou vanmôre? Here, kan U my vertrou vanmôre, sodat ek Jesus Christus kan vertrou vanmôre? Here, U wat die koning van alle konings is. Here, U wat die heerser bo alle heerser is. Here, vertrou vir my vanmôre. Here, vertrou my. Here, sodat ek U vanmôre kan vertrou. Vir elke saak waaroor ek bid, vir elke wroging wat ek in my lewe het. Here, want ons wil ons fokus op U plaas vanmôre. Here, kan U op my vertrou vanmôre? Kan U op my vertrou vanmôre? Sodat ek U kan vertrou, Here, dat U elke saak vir my sal hanteer. Vader, ek wil bid dat ek elkeen vanmôre, Here, se hart sal aanraak. Here, dat U vanmôre sal besef, Jesus Christus lewe. Here, U lewe tot in alle ewigheid. Here, help ons om met hierdie pad te stap, Here, waarmee U met ons besig is. Here, sodat ons die ewige lewe mag beerwe. Dat ons seuns en dogters van U kan wees. Vader, dankie dat ons dit aan U kan gee. Here, dat ons op U vertrou. Here, dat ons U sal terugkyk. Ons sal terugkyk en ons maak 'n plan B nie. Nee, maar dat ons op U sal vertrou vanmôre. Here, vertrou op U, vertrou ons vanmôre, Here, sodat ons op U kan vertrou. Here, dankie vir die kosbare woord. Here, dankie vir die woord wat U vir my vanmôre gegee het. Here, seën dit in elkeen se harte vanmôre. Ons eer U en ons prys U wondernaam. Amen.